Goeiedag graad 9's. Welkom by Tumamina Teaching. Jy is ingeskakel vir jou 4de les in kwartaal 3 vir EWB. En kan julle glo, ons is amper aan die einde. Ons het in die vorige les bietjie gekyk na krediteure en die algemene grootboek. In hierdie les gaan ons spesifiek kyk na die krediteure grootboek. Is julle gereed? Kom ons begin. Wie van julle kan nog onthou wat die debiteure grootboek is? Ons het dit verlede kwartaal gedoen. Kom ek gee gou vir jou en die persoon langs jou kans om daaroor te praat. Ek seker julle het dit reg gekry. 'n Debiteure grootboek is 'n hulpgrootboek waar al die besigheid se rekeninge rakende debiteure bymekaar gevoeg word op een plek. En dit is dieselfde vir krediteure. 'n Krediteure grootboek is ook 'n hulpgrootboek waar al die rekeninge rakende krediteure op een plek bygevoeg word. So elke krediteur ontvang 'n unieke nommer. Byvoorbeeld K1, K2, K3. Transaksies word op 'n daaglikse basis oorgeboek na die krediteur se rekening, sodat ons die eindsaldo kan bereken aan die einde van elke dag. Hierdie eindsaldo sê dan vir ons hoeveel ons besigheid vir die krediteur skuld aan die einde van elke dag. Nou dat ons weet waarom die krediteure grootboek opgestel word, kom ons gaan kyk na die formaat van die krediteure grootboek. Eerstens, die besigheid se naam tesame met die grootboek moet altyd as 'n opskrif bo aan die krediteure grootboek wees. Volgende is dit belangrik om die spesifieke krediteur aan wie die besigheid die geld skuld se naam te vertoon. In hierdie geval is die krediteur T. Jonker. Soos vroeër genoem, het elke krediteur ook sy eie unieke nommer, byvoorbeeld K1. Die datum van die transaksie moet aangedui word. Besonderhede oor die transaksie is natuurlik ook belangrik. Ons moet ook die folioverwysingsnommer aandui, sodat die boekhouer kan opvolg van waaraf die transaksie oorgeboek is, byvoorbeeld KBJ of KJ. Dan moet ons aandui of die spesifieke transaksie aan die debiet of kredietkant ingeskryf moet word. Ons sal later in 'n praktiese voorbeeld sien hoe ons dit moet doen. En dan laastens is dit die saldo kolom, sodat ons kan sien hoeveel ons die krediteur op 'n spesifieke tydperk skuld. Mooi, nou dat ons die teorie afgehandel het, kom ons kyk bietjie na 'n praktiese voorbeeld. Soos altyd, gaan ons Ikasi Koffie Company as 'n voorbeeld gebruik en die gekrediteerde grootboek vir Junie 2023 doen. Onthou, hulle moet altyd vir jou die nodige inligting gee, so kom ons gaan kyk. Plaas die volgende joernale in die krediteure grootboek van Ikasi Koffie Company. Op 1 Junie 2023 was die saldo van O'Connor Groothandelaars R8,250. Besighede het gewoonlik meer as een krediteur, maar as jy een kan doen, sal jy al die ander ook kan doen. Daarom gaan ons net kyk na O'Connor Groothandelaars. Ons begin altyd met die saldo, en daarom gaan ons die R8,250 eers oorboek. Net soos met die debiteure grootboek, wat julle in kwartaal 2 van geleer het, moet jy die datum inskryf, dan die besonderhede, wat rekening gelewer is, en dan laastens die bedrag wat IKC aan O'Connor Groothandelaars skuld. Nadat die saldo afgehandel is, kan ons nou die joernale se transaksies voltooi. Onthou, dit moet altyd in kronologiese volgorde wees. So,
Kom ons gaan kyk, wanneer het die eerste transaksie plaasgevind? Op die 3de Junie het IKC goedere op skuld van O'Connor Groothandelaars gekoop, ter waarde van R2.400. Kom ons vul hierdie transaksie in die krediteure grootboekrekening in. Die dag is die 3de, dan was die brondokument 'n faktuur, spesifiek nommer 001. Die joernaal waar ons hierdie inligting gekry het, en dis ook die kruisverwysing is die KJ. OK, nou is die vraag, skryf ons hierdie transaksie aan die debietkant of die kredietkant in? Ons is besig met krediteure. Onthou, krediteure is 'n las en dit word dus meer aan die kredietkant. Ons skuld word ook meer omdat ons goed op skuld gekoop het. So daarom sal ons hierdie transaksie aan die kredietkant moet inskryf. So, maak hierdie transaksie die saldo meer of minder? Omdat ons op krediet gekoop het, sal dit dus die saldo meer maak. So, ons sal die vorige saldo van R8.250 vat en die R2.400 plus, wat ons nuwe saldo van R10.650 gee. Mooi so. Kom ons gaan kyk na die volgende transaksie wat met O'Connor Groothandelaars te doen het. Op die 18de Junie het IKC van hulle skuld aan O'Connor Groothandelaars terugbetaal. R2.900 om presies te wees. Soos altyd gaan ons eers die datum moet invul. Dan die besonderhede. In hierdie geval is dit 'n EFO, aangesien IKC betaal het. Die folionommer sal dan die KBJ wees. Die R2.900 word aan die debietkant ingeskryf. Hoekom? Ons het 'n gedeelte van die skuld by O'Connor Groothandelaars afbetaal. Dus gaan die inskrywing aan die debietkant wees, omdat die skuld minder word. Dit gaan verder ook ons skuld minder maak, want IKC skuld nou minder aan O'Connor Groothandelaars. Die nuwe saldo sal dus R7.750 wees. R10.650 minus R2.900. Kom ons gaan kyk na die laaste transaksie. Op die 22ste Junie het IKC goedere van O'Connor Groothandelaars op skuld gekoop. Hoe gaan ons hierdie transaksie nou inskryf? Ek dink jy weet, so probeer jy hom gou self. Kom ons kyk of jy reg was. Die dag is die 22ste. Faktuur nommer 003 en KJ sal geboekstaaf moet word en dan die bedrag van R4.340 aan die debietkant. Hierdie bedrag gaan verder ook my saldo meer maak. R7.750 plus R4.340 is gelyk aan R12.090. Dit was die laaste transaksie. So, kan julle vir my sê hoeveel skuld IKC aan O'Connor aan die einde van Junie? Ja, julle is reg. R12.090, omdat dit die laaste saldo is aan die einde van die maand. So, kom ons som in kort die krediteure grootboek op. Julle is welkom om hierdie tabel agter my neer te skryf. En
En dit is dit graad 9's. Ek is seker dat julle saam met my sal sê dat die krediteure grootboek baie maklik is, omdat jy reeds verstaan hoe om die debiteure grootboek te voltooi. En so kom ons aan die einde van die laaste les vir kwartaal 3. Dit was so lekker om saam met julle te werk. Sterkte vir die eksamens en toetse wat voorlê. Ek is seker dit sal goed gaan. Bye!